Sy genade vir jou is genoeg. En ek het 'n preek gehad vir Sondag, vir vandag, en ek het besef, ek kan dit nie sê wat ek wou sê vandag oor genade, voordat ek nie dit met julle deel vanoggend, wat ek met julle gaan deel nie. So, dis 'n voordeel vir my, ek het klaar my preek vir volgende Sondag. Maar, ek wil hê julle moet blaai daar na Johannes 1 vers 14 toe, en terwyl jy daartoe blaai, wil ek hê dat ons een ding moet besef vanoggend, dat die primêre karaktereienskap van God, wat hy bekend voor wil wees, is genade. Wanneer God voor sy bruid staan, wanneer hy voor mense staan, wanneer jy in kontak kom met God, die bruid moet baie dinge van God weet. Maar nommer 1 moet die bruid weet, God is genadig. So Johannes 1 vers 14, sê, en die woord het vlees geword, en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou. Johannes skryf en hy sê, die woord het vlees kom word en ons kom woon, onder ons kom woon. Nee. So hy praat hier obviously van Jesus Christus. In die begin was die woord, en die woord was met God, en die woord was God. Right, en hy sê, en die woord het vlees geword, en hy het onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou. So, Johannes sê, ons het toe die woord vlees word, het ons sy heerlikheid gesien. En wat het Johannes gesien toe hy sy heerlikheid, toe hy God sy heerlikheid sien? Hoe beskryf Johannes God sy heerlikheid? Hy sê, 'n heerlikheid soos van die enige geborene, wat van die Vader kom. En hoor hoe klink die heerlikheid van die woord, wat vlees geword het. Vol van genade en waarheid. Vol van genade en waarheid. Jesus is die perfekte beeld van die Vader. Die perfekte beeld. In die begin was die woord, en die woord was God, wat was met God, en die woord was God. So, God homself het vlees kom word. Jesus het kom vlees word, die perfekte beeld. Hy sê op 'n plek verder, kom ek lees dit gou verder, daar vanaf vers 15 af. Johannes getuig van hom en roep en sê, dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek. En uit sy volheid het ons almal ontvang, wat het ons ontvang? Ja, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee. Maar die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het ooit God gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Die het hom kom wys, het hom kom blootstel aan die mens. Nooit het iemand God gesien nie, maar Jesus het gekom, en hy het gekom en hy het gesê, kom ek wys julle, hoe lyk God, kom ek wys julle, hoe lyk die Vader, en toe Johannes hulle die heerlikheid van Jesus aanskou, is die eerste ding wat hulle sien is, genade op genade. Sy heerlikheid, vol genade en vol waarheid. Hy het deur Jesus Christus gekom. Ek hoop ek skit bietjie mense se bootjies vanoggend. Jy sien, daar's 2 eras wat God met die mense gewandel het. Daar's 2 verskillende maniere. Ons kyk na die Ou Testament en dan kyk ons na die Nuwe Testament. In die Ou Testament het God met die mens gewandel en gehandel, en dit was die tyd van die wette gewees. Daar was waarheid en daar was wette gewees. Toe kom God in die Nuwe Testament en dinge verander 'n bietjie.
Skielik is dit nie meer wette en waarheid nie, skielik is dit genade. Genade. Die genade van God. God sê, ek praat met julle, die wet het sy werk om doen. Die wet het sy werk om voltooi. Jesus het dit kom vervul. Hier is nou 'n nuwe boodskap wat ek aan julle gee. Dis wat Jesus verkondig. Dis 'n nuwe boodskap wat ek aan jou verkondig. Dis 'n nuwe seisoen vir die mensdom. Neville van Lewende Woord Bloemfontein het dit eendag so mooi gesê. Hy sê, the truth is not on the side of law anymore. Dit was in die Ou Testament so gewees. Wet en waarheid het so gestaan. Maar in die Nuwe Testament sê hy, the truth is on the side of grace. Genade. Dis 'n nuwe seisoen. Ja, maar Pierre, wat beteken dit nou? Want ons sê dan nou in die woord sê, God is dan nou altyd dieselfde gister, vandag en môre is God dieselfde. Hoe het hy dan nou net verander? Is reg, God is dieselfde. Jy kan die Here dank dat hy dieselfde is. Wat beteken daai dat hy is dieselfde? Dit beteken dat sy genade en sy goedheid is vir ewig verklaar oor jou lewe. Dus hy is dieselfde van die begin af tot nou toe. Sy genade en sy goedheid is verklaar oor ons lewe. Daar het hy nie verander nie. God het nog nooit verander in sy liefde vir sy skepping nie. Nog nooit. Maar die manier hoe God die mense red, het verander. Niemand kan met dit stry nie. Sien, ons kyk baie keer vas in God, wat dieselfde is, maar en dan kom mense en sê, hulle verstaan nie die woord nie, en die woord spreek teen homself, want daar's baie kere wat God in besluite verander het. Moses, God was gereed om die volk te straf, toe hy van die berg afkom, hy was gereed om hulle uit te wis. En Moses pleit by God, en God verander sy besluit. Beteken dit nou dat God is nie dieselfde nie? Nee. Dit beteken hoe God met die mens wandel, kan besluite verander in hom. Hy kan besluit. Die manier hoe God mense red, het radikaal verander. In die Ou Testament moes jy diere slag, vir sekere sondes, ander sondes was jy gestenig. Dan was daar nie 'n dier rein genoeg en groot genoeg om vir jou sondes te boet nie. In die Nuwe Testament kom God en sê, nee, jy hoef nie meer 'n dier te slag nie. My seun, sy bloed het gevloei vir jou. Kan julle sien? God maak vir Adam, God maak die skepping, hy sê die skepping is goed. Nou as ons nou vandag se wêreld kyk, en die besluite, dan sal ons sien, dan sal ons ervaar eintlik, daar's meer sleg as goed in hierdie wêreld. Nou goed, toe God die skepping maak, toe sê hy, dis goed. Toe hy vir Adams geskaap het, toe sê hy, dis goed. 'n paar verse later sê God, dis nie goed vir die mens, om alleen te wees nie. As ons dink, God verander, as ons dit gebruik en sê, daai skrifte gebruik, dan het ons 'n teologiese fout. Sien, God verander, hy is dieselfde. Sy liefde vir die mensdom, en hy sê dit in Efesiërs 1 vers 4, sê hy, verklaar hy sê, in Efesiërs 1 vers 4 sê hy, nog voor die grondlegging van die aarde, het ek gekies om my liefde op die mensdom uit te stort. Nog voor die grondlegging van die aarde, nog voor enigiets gevorm was, het God gekies om die mensdom sy geliefde te maak. Is dit vandag nog so? Ja. Het God verander? Nee. God is dieselfde. Maar die manier hoe God werk met die mens kan verander. Wat sê dit vir my en jou? Dit sê vir my, God
is nog altyd aan my kant gewees. God werk nog altyd vir die beter vir my, vir 'n positiewe uitkoms vir my lewe. God is besig om te werk, sy genade werk vir my en vir jou, vir die beter. Hoor wat sê Johannes, hy sê ons het sy heerlikheid aanskou, vol genade en waarheid. 100% genade, hy is vol genade, 100% genade, en nie 50% waarheid nie, 100% waarheid. Maar wat is eerste tussen hierdie twee? Genade. Genade staan nommer 1. Nooit word waarheid in die Nuwe Testament voor genade geplaas nie. Genade is nommer 1. So ons gesels vanoggend oor hoekom is genade belangriker as waarheid? Hoekom staan hy eerste? Waarom het God dit so bepaal dat hy eerste moet staan? En vir dit, dis maklik om te sê, ja, Peer, Nuwe Testament, maar hier, onthou ons is in die Ou Testament ook, ons is lees nie net Nuwe Testament, hier kan ek jou 'n paar voorbeelde uit die Ou Testament uitbring, waar genade belangriker was as waarheid? Gaan na Exodus 2, Exodus 34 vers 5, Jesus is daar, Moses is op die berg, en hoor wat skryf, hoor wat staan in Exodus, terwyl Moses met God op die berg was, en die Here het neergedaal in die wolk, en daar by hom gestaan, en hy het die naam van die Here uitgeroep, en toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortredinge en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, want die ongeregtigheid van die vaders besoek, besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag. Moses is hier op die berg, en hoor hoe beskryf Moses, toe hy vir God sien, toe God net verby hom gaan, hoor hoe beskryf Moses, wat ervaar hy van God? Nommer 1, barmhartig en genadig. Dis hoe hy vir God beskryf. Ou sal nou nogal dink, kon Moses 'n bietjie meer gegee het, soos, het hy breë skouers gehad, was dit 'n skerp lig gewees, hoe die hare gelyk, Moses beskryf nie dit nie, hy sê die nommer 1 ding, wat ek sien, en hy staan in awe van die teenwoordigheid van die Here, hy staan daar en hy sê, Here, Here, barmhartige en genadige God, dis die eerste ding wat hy ervaar toe hy in kontak kom met die Here. Interessant, nee. Interessant dat Johannes, toe hy sê, en ons het die heerlikheid van die Here aanskou, toe hy onder ons kom woon het, vol genade, genade op genade. Moses kom en skryf, barmhartige, genadige God. Barmhartigheid, wat is barmhartigheid? Dis liefde. Dis wat barmhartigheid is. Dis liefde. Dis om te sê, ek behou die mense, ek staan in verhouding met die mense, of hulle dit verdien of nie. Dis liefde. En genade, ek gee iets vir iemand, wat het nooit sal verdien nie. En Moses kom en, in die tyd wat Moses nou gereed is om die wette te skryf, skryf hy, en hy praat oor, die eerste ding wat ek van God sien, is barmhartigheid en genade, liefdevol en genade. Dis wat in die Here is. Ek het net nou gesê, die primêre karaktereienskap van God, wat hy wil hê die mense moet beleef en sien wanneer hulle in kontak kom met hom, is nommer 1, genade. Ek wil hê jy moet dit in jou kop vasmaak.
Nommer 1, genade. Kom ek lees vir julle weer vers 7. Wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortredinge van sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Kom ek stop net eers daar. Dit is my baie interessant. Dat kerke het vir een of ander rede die nommer 1 karaktereienskap wat God voor geken wil word. Die nommer 1 het kerk vir een of ander manier dit reg gekry om dit te verdraai, om dit te verruil vir 'n karaktereienskap van God wat laaste genoem word hier in Exodus. En die kerk het daai beeld begin uitstraal. God straf. God is gereed vir jou. Nie net vir jou nie, tot in die 3de en die 4de geslag. Dit lê 7de van dit wat ek genoem het vanoggend hier. 7de. Die kerk is baie bekend daarvoor om meer te fokus en om met meer vrymoedigheid te preek oor sonde, wat jy verkeerd doen, hoe die Here 'n godvreesende God is, God gaan jou straf. En die eerste teken wat ons lees, dat Moses in kontak kom met God, is barmhartigheid, liefde en genade. En die wêreld behoort die oomblik wanneer hulle met jou in kontak kom, die oomblik wanneer hulle met my in kontak kom, die oomblik wanneer hulle met die kerk in kontak kom, is die nommer 1 ding wat hulle moet ervaar, is barmhartigheid en genade. En so in kontak kom en God beleef. Nie veroordeling of diskwalifikasie nie. Nommer 1 karakter, liefde en genade. So 'n bietjie ander prentjie wat die kerk skep, nee. In Suid-Afrika, kan ek julle sê, in Suid-Afrika ervaar die wêreld dat die kerkomgewing meer geneig is om sonde uit te roep en te veroordeel. Dis die mentaliteit van die mense in Suid-Afrika as ons dink aan kerk, mense wat in die wêreld is. Hoekom dink julle loop ons kerke leeg? Hoekom dink julle wil mense niks te doen hê met kerk nie? Nie omdat ons liefdevol en genadig is nie. Nee. Omdat ons bekend staan as 'n plek van sonde uitroep en oordeel. Of wat die wêreld hoor is, ek maak dit nie. Ek is nie goed genoeg nie. God het seker 'n frons as hy na my kyk. God wil seker nie eers my naam noem nie, so skaam kry hy vir my. Ek voel gediskwalifiseerd, ek voel onwaardig om nou in hierdie oomblik in aanbidding te staan. So die wêreld hoor, dis wat hulle ervaar, wanneer hulle dink aan kerk. Wie's jy? Wie's jy om voor te sit? Kom ons op 'n Sondagoggend by die kerk aan, dan stap iemand aan, en ek het 'n paar stories van jou gehoor hierdie week, en dan staan jy voor in die kerk, jy lig jou hande op. Jy sing voor in die koor. Yes, die kerk kan baie vinnig 'n plek van veroordeling raak, en God se nommer 1 karakter is genade. Wat ek volgende wil hê jy moet uitkry is, besef wie God is, en besef hoe die kerk dit moet uitleef, en nie net
kerk, sondagoggend kerk nie, ek praat van kerk, jy is die kerk, ek is die kerk, besef hoe ons dit moet uitleef, barmhartigheid en genade. Kan ek julle nog 'n plek in die Ou Testament toe vat? Ek gaan vandag nou net Ou Testament lees, dat julle kan sien. Ek vat julle daar in die Ou Testament na Exodus 25 vers 21 toe. Hy sê, en sit die versoendeksel bo op die ark. So die Here praat hier met Moses en met Aaron om 'n ark te bou. Kan ek vra dat julle vir my die ark net op sal sit? Julle gaan nou so spring tussen die verse en die prentjie in. Maar die Here sê vir Moses, vir Moses en Aaron, bou 'n ark. En hierdie ark was 'n houtkus gewees wat met goud oorgetrek is met 2 draarms, nê? En hierdie ark het die teenwoordigheid van God uitgebeeld en verteenwoordig. Dit was die ark gewees. OK. En hy was met goud oorgetrek. Weet julle wat verteenwoordig die goud? Reinheid. Purity. Trustworthiness. Dis wat dit uitbeeld. Betroubaarheid. Dis wat die goud uitbeeld. God kom en sê, I am pure and trustworthy. Hy kom nie en sê, I'm holy and untouchable. Maar vir een of ander rede die kerk dit reg gekry om die beeld van die ark en die beeld van God so te skep. Vrees 'n godvreesende God of 'n vreesende God moet jy hê en dis wie hy is. En as jy aan die ark net geraak het, papie, het jy dood neergeslaan. Dis hoe die teenwoordigheid van God gelyk het. En God kom en die nommer 1 ding wat hy wil hê die ark moet uitbeeld is, I'm pure and trustworthy. Ouens, ek hoop die liggie gaan aan by julle, want dit is so opgewonde vir my en my hart. God laat maak die ark met goud, wat oorgetrek moet word. Hy trek mense aan, deur genade, deur reinheid, deur trustworthiness, deur betroubaarheid, trek hy die mense aan. Gaan vir my na weer vers 21 op die bord toe asseblief. En sit die versoendeksel bo op die ark. Maar in die ark moet jy die getuienis neerlê wat ek aan jou sal gee. Wat was binne die ark gewees? Wie van julle het al daai gedeelte gaan lees? Dit wat binne in die ark was die wette van Moses en Aaron se staf. Dit was binne in die ark. Kan ek julle iets uitwys hierso? Die wette was nie sigbaar nie. Dit was nie die nommer 1 ding wat gesien moes word, wat God wou gehad het moes gesien word nie. Die wette was geberge, dit was verberg waar binne in genade, in liefde, in purity, in trustworthiness, betroubaarheid, dis waar die waarheid weggeberge was. Die wette weggeberge was. Shocking, hè? God wou nie gehad het, die wette moes nommer 1 gesien word nie. En dan, bo op die ark, sit weer die prentjie vir my daar, bo op die ark, kyk daar's 2 gerubs, wat daar so was, nê. En God het gesê, daar moet 2 gerubs op wees, bo op die ark. Weet julle wat verteenwoordig die gerubs? En hierdie is nie uit my duim uit gesuig nie. Hierdie is nie sommer nou net 'n ding wat ek noem, wat by die preek pas nie, ek kan gaan oplees. Die gerubs verteenwoordig veiligheid en sekuriteit. Wow. So die nommer 1 ding wat God wil hê, as jy na die ark kyk wat uitgebeeld moet word, is reinheid, trustworthiness, genade, en dan sê hy, en ek wil hê jy moet veilig voel. Ek wil hê jy moet veilig voel in my betroubaarheid, in wie ek is, wil ek hê jy moet veilig voel.
Vir een of ander rede het ons dit so maklik in ons eie mentaliteit die volgende gedoen. Ons het gegaan en ons het die wette in ons koppe uitgaan haal en het bo op die ark gesit en gesê, nee, kyk hier sê die woord, kyk, hier is die wette, man, hier is dit wat jy moet doen. Terwyl dit weggebere was, in genade. Wat was bo op die ark gewees? Die versoendeksel, nee. Hy was bo op die ark gewees. Weet julle wat beteken versoendeksel in Engels? Wie wat praat die Engelse vertaling? Hy praat van the mercy seat. Die versoendeksel, die mercy seat. Waar word die wette, waar word het gebere? Onder die mercy seat. Ons gesit het bo op. Onder die mercy seat word die versoendeksel, word die wette gebere. God kom en sê vir Moses, hy bou hierdie ark moet hierdie verteenwoordig van my veiligheid moet verteenwoordig word, ek sit die versoendeksel op, hy sê vir Moses, ek soek jou gereeld in die teenwoordigheid van die ark, nee, van die mercy seat. Kom na die versoendeksel toe. Kom en hy sê, wanneer ek met jou praat, Moses, wanneer ek met jou geslagte praat, voor en na jou, nog al die jare, God is dieselfde. Wanneer ek met jou praat, Johan, wanneer God met jou praat, Mannie, wanneer God met jou praat, sit hy praat met jou vanuit die sitplek en die rusplek van the mercy seat, genade en barmhartigheid. Nie uit 'n plek van veroordeling nie, nie uit 'n plek van diskwalifikasie nie. Hy kom en hy sê, wanneer ek in jou oë kyk, wanneer ek saam jou tyd spandeer, weet net, ek sit op die mercy seat, ek kyk met jou, met barmhartigheid in my oë, met genade in my oë, kyk ek na jou. So waarom is genade eerste? Is dit belangrik dat genade eerste is? Of is dit nie belangrik nie? Ek het net gesê, waarheid word nooit voor genade geplaas nie. Waarheid is altyd verberg in genade. Altyd. Die Nuwe Testament verkondig nie 'n boodskap van waarheid nie. Amper tog ek iemand gaan my gooi met 'n klip. Wat sê dan nou, Peer? Nee, ons moet dit reg sê. Die Nuwe Testament verkondig 'n boodskap en 'n konsep van waarheid in liefde. Nie net waarheid nie. Waarheid in liefde. Dis die boodskap, dis die konsep. Ek wil 3 punte by julle los en dan maak ek klaar. 3 punte net by julle los. Hoekom is genade nommer 1? Hoekom is genade belangriker as waarheid? Hoekom God het dit nie net gesit toevallig nie? Nommer 1. Dit maak God aantreklik en toeganklik. Dis hoekom genade nommer 1 is. Romeine 2 vers 4 sê, besef jy nie dat die goedertierenheid van God jou na bekering wil lei nie. Dit maak God aantreklik en toeganklik. Jesus wat sê, ek het gekom vir hulle wat, nie gekom vir hulle wat gesond is, maar vir hulle wat siek is, wat gebroken is, wat stikkend is. Hy sê, ek het gekom om die gebroken mense te verbind en te genees. Hoekom genade eerste? Sodat mense wat stikkend en gebroken is, julle moet hierdie mooi neerskryf, veilig kan voel in genade by God. Mense wat stikkend en gebroken is, moet kan veilig voel by God. Hulle moet kan veilig voel in die genade van die Here.
Het julle geweet dat gebroke mense, siek mense, mense wat stikkend is, het julle geweet dat daai mense herstel die beste in 'n omgewing van veiligheid en sekuriteit? Julle het geweet? Nie in 'n plek van kwesbaarheid of ontbloting of veroordeling nie. Die slegste ding wat jy kan doen aan iemand wat gewond is om hulp te weier, om hom te verwerp, om 'n koue omgewing te skep van veroordeling. Dis die beste ding wat jy kan doen as jy daai persoon wil verloor. En God kom en God wil kom red. Hy wil nie mense verloor nie, hy wil mense kom red. Hy wil die wat verloor is reeds red. God sê, ek het gekom om nommer 1, genade te verkondig vir die mense wat het nie verdien nie. Dis wat genade is. Dis om iets wat ek verdien nie te kry nie, en iets wat ek nie verdien nie te kry. Byvoorbeeld, ek verdien nie dood. Jy verdien nie dood. Tog verkry ons dit nie. Glo vir my, ek verdien nie God se guns en goedheid nie. Dit verdien ek glad nie. Tog kry ek dit. Ken jy daar waar jy sit net sê, Here, dankie vir u genade. Sê dit net daar waar jy is. Sê net, Here, dankie vir u genade. Here, dankie, ons verdien nie u guns en genade nie, Here, tog gee u dit vir ons. En dis die manier hoe God genesingswerk en reddingswerk kom doen. En die waarheid, wat dan van die waarheid? Die waarheid word dan geopenbaar in mense se lewens. Na dit, Hebreërs 4 vers 16 sê, laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Daai gaan beteken, ek hardloop, ek storm af. Laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Die troon van genade, wat is dit? Dit word verwys na die Ou Testament se ark, die versoendeksel, the mercy seat, die troon van genade. Hoekom moet ons na die troon van genade toe gaan? Hoor wat sê hy verder, sodat ons barmhartigheid, dis liefde, sodat ons liefde kan verkry, barmhartigheid kan verkry en genade vind op die reg en om op die regte tyd gehelp te word. Miljoene mense is verlore omdat hulle toe dit die regte tyd was, toe dit die regte tyd was, het die kerk hulle benader met woorde van veroordeling. En nou sit ons met soveel mense wat verlore is. Hulle is toe nou nooit op die regte tyd gehelp nie, maar verwerp. Ja. Jy sit hier. En het hierdie al 10 teen 1 ervaar. Dankie Here dat jy hier is. Toe die oes ryp was, het die kerk nie verstaan dat die mees belangrikste eienskap van God, wat die wêreld moet sien, genade is nie. Maar wat dan van die waarheid? Is die waarheid dan nie belangrik nie? Die waarheid is belangrik. Die waarheid is definitief belangrik. Die waarheid is baie, baie belangrik. En mense moet die waarheid hoor. Tweede. Nie eerste nie. Tweede. Jy sal nooit iemand red. Ja, ek wil hierdie aflees, want hierdie is uitstekend. Jy sal nooit iemand red deur om met waarheid te kap, sonder dat die persoon oortuig is, ek is lief gehê nie. Jy gaan nie om red so nie. Die boodskap van
wat veroordeel, verwoes die kerk. Dit verwoes die koninkryk. Waar kom waarheid in? En waarheid is nie altyd veroordeling nie. Waarheid kom in nadat ek my geplaas het binne-in liefde. Dan kom waarheid. Maar iemand wat hom nog nie geplaas het binne-in liefde in nie, jy kan hom nie kap met waarheid nie. Ons sal nooit 'n bevrydende waarheid, by 'n bevrydende waarheid uitkom, wanneer ons nie eers in liefde gegrond is nie. Maar Pier, hierdie ou moet dit hoor, hierdie ou moet die waarheid hoor. Is reg. Hy moet die waarheid hoor. In die Nuwe Testament ken nie die konsep van waarheid nie. Waarheid in liefde. Waarheid sonder liefde maak seer, dit verwoes, dit verwerp, dit diskwalifiseer, dit bring skade. Is wat waarheid sonder liefde doen. En ek julle wys wat sê, vertel dit gou vinnig hier oor kappels, julle kan nou, manne wat nou, dames wat nou in 'n huwelik is, hier's vir julle baie goeie huweliksraad. Navorsing het gewys, dat wanneer daar 'n verskil in verskille is wat uitgesorteer moet word, of konflik wat uitgesorteer moet word in 'n huwelik, nee, wanneer dit nou uitgesorteer moet word, as jy begin met die uitsortering of die hantering daarvan, met blamering, ja, maar jy dit gedoen, ja, maar jy dit gedoen, jy dit en dit en dit en dit en dit gedoen, as jy probeer om konflik uit te sorteer in 'n huwelik, van daai beginpunt af, gaan daai gesprek 3 minute hou, en niks gaan uitgesorteer word nie. Niks. Hy sal nooit ophou nie. Hy gaan 3 minute hou. Maar wanneer jy verskille en konflik wil hanteer in 'n huwelik, en jy begin so, dit moet die volgende manier begin. Liefde, hoop en sekuriteit. Eva Pier, hoe klink dit nou? Het klink so, my liefie, daar is 'n probleem wat ek graag met jou oor wil gesels in die huis. Maar voor ons daar praat, weet net, ek het jou lief. Ek het jou lief. Weet net, ons is in dieselfde span, ek en jy. Weet, dat ek kan nie wag om saam met jou lewe te doen nie. Jou voete stink, nee ek jou. Sorry, bederf ek nou so oomlik. Wanneer jy 'n gesprek so begin, dan stimuleer jy klaar verandering. Dis die gesindheid. Die waarheid is belangrik en is prioriteit, maar is nommer 1. Nommer 2 prioriteit. En lewende woord sal altyd hierdie uitgangspunt hê. Ons sal altyd die woord verkondig in waarheid. Altyd. Sal. Maar nie voor en sonder genade nie. Sal dit verkondig in waarheid, maar nie voor of sonder genade nie. Grace first. Tweede punt, maak amper klaar. Tweede punt, waarheid, hoekom is genade eerste? Dit maak die waarheid draaglik. Mense moet die waarheid hoor? Nie eerste nie, tweede, hoekom genade eerste? Want dit maak die waarheid draaglik. Waarheid kan so seer maak, waarheid kan so verwoes, maar hoor mooi, waarheid kan ook vry maak. Maar wanneer daar nie genade is nie, wanneer daar nie dit in liefde gedoen word nie, dan kan dit verwoes en seer maak. En mense kan hulle rug draai op alles wat jy probeer sê, net omdat daar nie liefde en genade gewys word nie.
Wanneer genade eerste is, kan waarheid reg verstaan word. So. Punt nommer 3. Hoekom genade eerste? Dit maak God meer verstaanbaar. Dis wat dit doen. Maak God meer verstaanbaar. Jy kan nie God verstaan as jy hom probeer verstaan uit 'n plek van waarheid uit, sonder dat jy ontdek het dat hy is die God van genade nie. Die woord sê, hy is 'n God van waarheid, maar hy is die God van genade. Ouers, jy wil liefde en waarheid vir jou kinders gee. Liefde, waarheid sonder liefde, maak dat jou kind rebels gaan wees. Liefde sonder waarheid, maak dat jou kind slap, mag ek sê slapgat? Okay, sorry. Maak dat jou kind slapgat gaan wees. Jou kind het nodig vir liefde en waarheid. Maar nommer 1, liefde. Jou kind moet weet dat jou liefde vir hom of vir haar is betroubaar, is aanvoelbaar, is beleefbaar. Jou kind moet dit weet. God kom en God sê oor Jesus, hy sê, dis my geliefde seun. Hy weet het, hy spreek het uit oor sy seun. God is 'n God van waarheid, maar hy is die God van genade. Daardie kind wat jy so mee sukkel, en daardie individu, daardie persoon, daardie kollega, daardie familielid, wat so rebels en dwarstrek, wat so konfronterend is, wat so onmoontlik voel, het dit 10 teen 1 ook gemis. En miskien het jy dit gemis. So baie mense op die kansel mis dit. So baie mense. Hoe gaan die wêreld dan weet? Miskien sit jy vanoggend en jy sê, ek wil God verstaanbaar maak vir die mense om my. Miskien sit jy en sê, ek wil deel word van Lewende Woord Kuruman om hierdie missie aan te pak, om die wêreld te wen vir die koninkryk. Miskien sit jy vanoggend en jy sê, ek wil dit net in my eie lewe begin toepas. Ek wil saam jou bid. Wat ook al jy ervaar vanoggend, ek wil saam met jou bid. Kom ons maak toe die oë. Here, dankie. Dankie vir die genade. Here, dankie dat ons U kan ken as 'n genade God. Here, miskien het ons dit vir die eerste keer gehoor vanoggend. Miskien het ons nog ons hele lewe 'n prentjie gehad van U wat op die troon sit en straf en U wag om dat ons iets verkeerd kan doen. Here, ek het vanoggend vir die eerste keer gehoor dat U is genadig, nommer 1. U is barmhartig. Here, U wil in versoening met my kom staan. Vader, ek bid dat ons dit sal aangryp, dat ons sal hardloop, sal storm na die troon van genade toe, na die mercy seat toe. Ek bid dat ons 'n openbaring sal kry van die genade, dat dit nie net woordkennis sal wees nie,
maar dit sal vaskom in ons harte en in ons gedagtes en ons lewenstyl om die wêreld so te kan bedien. In Jesus naam. Here, laat dit 'n realiteit in ons lewe word.